Volgende Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf uitgekom. Vreeslike fascinerende gedeelte, né? Johannes leer eintlik net vir ons uit bietjie vinniger as Petrus gehardloop. Vers 5. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat op Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. En jy weet, jy kan jou Bybel oophou want ons gaan weer deur hom werk ook. Maar ontvang hierdie woord vanmôre ook as die heilige, onfeilbare, enigste woord van God. Amen. Here, dankie dat ons nou kan stil word op die woord en kan weet, U gaan ons deur die Gees op so 'n geweldige wyse nou lei, dat U gaan tot elke hart, elke gedagte, elke lewe spreek, want Jesus leef, Jesus het opgestaan, en dis nie net 'n boodskap wat ons een keer 'n jaar moet getuig nie, maar dis 'n boodskap wat ons met elke aspek van ons lewens moet wys. Want dit is die grootste gebeurtenis wat in die geskiedenis van die wêreld kan gebeur en gebeur het. En ons kom vier en herdenk dit vandag met 'n blydskap in ons harte en ons wil vir U sê dankie. Maar ons vra ook nou dat U deur die woord ook ons elkeen se kop en hart en lewe sal aanspreek, dat ons nie dieselfde hier kan uitstap wat ons vanmôre ook hier ingestap het nie. Maar dat ons met 'n nuwe ywer, met 'n nuwe passie, met 'n nuwe moed ook vir die wêreld gaan wys in die manier hoe ons leef, maar ook in die boodskap wat ons vertel, die goeie nuus, die evangelie, dat Jesus, die Godmens, dat hy leef. En dankie dat ons nou die voorreg het om dit te kan vier, te kan herdenk, en weer die geleentheid te kan hê, om uit die woorde te kan lees, en te kan hoor, hoe U tot ons lewens gaan spreek. Ontvang wat ons vandag gaan doen, Here, as 'n heilige, sowel as 'n aanneemlike offer voor U. Amen. Kom ons staan en sing ons nou lied 422.
Julle sou opgelet hierdie laaste week wat ek saam met julle hier gekuier het, wat 'n wonderlike voorreg en vreugde vir my ook was, het ons baie opgelet, soos ons vers vir vers deur die Bybel gewerk het, na die klein details waar ons so dikwels oorlees en nie dink dat dit sommer maar gevul is met waarde nie. En op hierdie besonderse dag is dit baie keer moeilik om 'n boodskap te preek wat nie iets is wat julle al gehoor het nie, want dit is iets wat ons al oor die jare hoor en is eintlik iets wat ons elke Sondag moet preek, elke Sondag moet getuig, die opstanding van ons Here. Maar daarom wil ek weer vandag so bietjie na die klein details kyk, want ek dink in die klein details van die Bybel is ongelooflik groot betekenis opgeskryf, betekenis wat ons dikwels mis en dingetjies wat ons sommer net oorlees. En my gebed is en my hoop is as ons deur hierdie goedjies gaan, dan help dit u, dan leer u iets daaruit, dat u ook in die eie stilte tyd, ook in die eie lees van die woord, ook hier begin om hierdie klein details raak te sien en te besef dat daar is met goeie rede hoekom God dit in die woord geskrywe het. Dat niks wat in die woord staan is per toeval nie. En vanmôre gaan ons so bietjie daarna kyk. Ons gaan spesifiek kyk na Johannes 20. Maar soos ek reeds genoem het, ons gaan leen by al die evangelies, want vir ons om 'n akkurate prent te kry, beeld te kry van wat gebeur het, waarlik gebeur het, moet ons na al 4 die evangelies kyk. So ek gaan so bietjie by elkeen van die evangelies lees om vir julle antwoorde te gee, vir julle die details wat saamgevat is in die woord ook te verklaar en dat u vandag ook hier kan wegstap met 'n nuwe verstaan, met 'n nuwe entoesiasme oor wat in die woord staan en spesifiek wat het gebeur ook met opstanding Sondag. En my gebed is dat die Here tot u hart sal spreek vandag ook op 'n kosbare wyse. Nou, wat ek vandag gaan doen is om vir u te sê dat jy moet baie mooi verstaan dat die opstanding van ons Here is nie sommer maar net 'n gebeurtenis nie. Dit is 'n goddelike ingryping. God het self ingegryp met die opstanding. En dit gaan ons sien dat in die klein details as ons na die evangelies kyk, hoekom ons so sê, wat het gebeur, wat het alles plaasgevind en hoe kan ons sê dit is goddelike ingryping, dit is God self. En ons gaan na 4 klein details kyk vanmôre. Ons gaan kyk hoe die aarde geskit het. Ons gaan kyk hoe die klip voor die graf weggerol is. Ons gaan kyk wat sê die graf wat leeg is vir ons. En ons gaan na iets so eenvoudig kyk soos 'n kopdoek wat opgevou is. Want dit alles het ongelooflike diep waarde. Dit alles dra soveel krag. Dit alles wys vir ons hoe God op 'n geweldige wyse ingetree het. En mag u dan vandag ook hier wegstap met 'n nuwe verstaan van wat daardie opstanding Sondag wel gebeur het. Goed, so hou u Bybel oop by Johannes 20. Wat sê dat die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Nou as ons na al die evangelies kyk, dan sal ons onthou, die Bybel is nie teenstrydig met mekaar nie. Johannes vertel vir ons iets belangrik, Matteus vertel vir ons, Lukas en Markus, elkeen vertel vir ons iets belangrik om die hele verhaal saam te vat. Maar as ons na al 4 die verhale kyk, dan weet ons dat Maria Magdalena was nie alleen daardie Sondagmôre toe sy by die graf aangekom het nie. As ons net uit Markus se verhaal uit kan vat, uit Markus 16 uit, dan sien ons hoe Maria en ander vrouens saam met haar na die graf toe beweeg het, met een doel. Hulle doel was om vir Jesus se liggaam te gaan balsem. Ja, hulle het geweet, hulle het gesien met hulle eie oë aanskou, dat hy het op Goeie Vrydag gesterwe, en die gebruik was dat sy liggaam moes begrawe geword het voor sononder, want dit sou Sabbat gewees het, en hulle mag nie op die Sabbat iets gedoen het nie. Maar nou, op opstandingssondag, opstandingsmôre het hulle die geleentheid, en sou hulle graag die geleentheid wil gebruik, om die liggaam van Jesus te gaan balsem. Maria en die mense by haar. So hulle gaan met 'n passie, met 'n ywer om iets vir die Here, 'n laaste ding vir die Here te doen. En toe hulle by die graf aankom, sien hulle dat die klip weggerol is. Maar dan as ons na Matteus se weergawe kyk, dan kan ons verstaan dat, en ek gaan nou iets oor die klip wat weggerol is sê, maar
Maar die vrouens het gewonder, hoe gaan hulle dit regkry? Hoe gaan hulle dit regkry om hierdie groot klip weg te rol? Jy sien dit in Matteus se weergawe waarin hulle dit self vir mekaar vra. Maar voordat hulle by die klip wat weggerol is uitgekom het, voordat Maria en die vrouens saam met haar daar aangekom het en gesien het die klip is weggerol, lees ons in Matteus se weergawe van 'n geweldige ding. Ons lees dat die Here het 'n aardbewing gestuur. Die aarde het geskit. En die aarde wat geskit is onder leiding van 'n engel ook gekom om die klip voor die graf weg te rol. En hoekom is dit belangrik? Want kan julle onthou wat het op Goeie Vrydag gebeur? Julle kan onthou wat het op Goeie Vrydag gebeur, terwyl Jesus aan die kruis gehang het die aarde ook geskit. Het die aarde op so geweldige wyse geskit, dat die voorhangsel van die tempel het heeltemal opgeskeur. Die hele wêreld was in rep en roer, soveel so dat die soldaat het geuiter, hierdie man wat aan die kruis gehang het, is waarlik God. Hy is waarlik die seun van God gewees. So op Goeie Vrydag het die aarde geskit om te wys dat dit nie Jesus se lyding kon verduur het nie. Maar nou op Sondagmôre skud die aarde weer. Skud die aarde nog 'n keer. Maar hierdie keer om te wys dat dit nie sy opstanding kan verhinder nie. Hoe ongelooflik is dit nie, hè? Hoe ongelooflik dat die een moment, terwyl Jesus moet sterwe, skud die hele aarde, en die volgende oomblik, wanneer Jesus uit die dood opstaan, skud die hele aarde weer. En dit moet ons laat besef, dat Jesus is nie sommer maar net nog een gewees nie. Dit moet ons laat verstaan, dat agter hierdie man wat aan die kruis op Goeie Vrydag gehang het, en agter hierdie man wat op opstanding Sondag opgestaan het, lê iets groter. Die feit dat hy God is. Soveel so, dat die aarde onder sy mag is. Dat die hele skepping onder sy gesag is. En Jesus vertel dit later in die einde van Matteus, voordat hy sy disippels uitstuur, dan sê hy, alle mag en gesag in hemel en op aarde is aan my gegee. So, die skepping is onderdanig aan die Here. Kolossense 1 vers 15 tot 23 gaan lees dit in u eie tyd, dan sal u besef dat die hele wêreld is geskep deur Christus en vir Christus. So die skepping, dit waar ek en jy sit, dit waar ek en jy elke dag loop, dit wat ek en jy beweeg in elke liewe dag, dit alles lê in die hande van God. En is onder sy mag, is onder sy gesag, is onderdanig aan hom. En Romeine 8 sê vir ons, die hele skepping sug, terwyl dit wag, dat die Here nuut sal skep, dat die Here Jesus Christus weer sal kom, om nuut te skep. So elke aspek van die skepping, is onderdanig aan die Here. En dit word juis vir ons bevestig op opstanding Sondag, toe die hele aarde weer geskit het. Maar hierdie keer, omdat die aarde nie sy opstanding kon verhinder het nie. Dat die graf is leeg, dat hy het opgestaan. En ek gaan nou iets sê oor die leeg graf wat daar is, maar die doel van die graf is, om juis mos iemand daar te hou. As iemand gesterwe het, is die doel daarvan dat hulle in die kus moet bly. Hulle moet in die graf bly. Maar nou skud die aarde, net toe Jesus opstaan, om te wys dat selfs die aarde, die doel van die aarde by die dood, kan nie die grootheid van Christus se opstanding beperk nie. So hoor mooi hierdie lied wat ek vandag vir julle in hierdie woorde wil sê. Die aarde het geskit op Goeie Vrydag, om te wys dat dit nie sy lyding kon verdra het nie. Want dit is onderdanig aan hom. Maar op opstanding Sondag het die aarde geskit, om te wys dat dit nie sy opstanding kon verhinder het nie. Wow. So jy moet raak sien, wie is hierdie man? Wie is hierdie Jesus? Dat dit vir hom in 'n kwessie van 2 dae uitmekaar uit, 3 dae uitmekaar uit kon gebeur het. Eers by sy dood en nou by sy opstanding. En dit verklaar net vir ons dat Jesus is Here oor alles. Maar terug by Johannes 20.
Nou daardie ding wat ek nou vir u gesê het, het gebeur volgens Matteus se weergawe voordat Maria Magdalena en die vrouens saam met haar by die graf aangekom het. Maar as ons weer uit Matteus se weergawe uit kan lees, dan sien ons hierdie weggerolde klip voor die graf, wat Maria en die vrouens by haar gesien het en aanskou het weggerol is, wat hulle in rep en in roer gelaat het. Hoe het dit plaasgevind? Eerstens het die aarde geskit, maar tweedens is die engele gestuur, en is daar 'n engel wat op die klip sit, en aanskou wat nou gebeur het, soveel so, dat ons sien die soldate het geskrik. Julle ken die verhaal, gaan lees Matteus se weergawe, dat die soldate het hulle self stom geskrik, en het gehardloop weg van die graf af, toe hulle sien wat die engel van die Here gedoen het, om die graf, of die klip voor die graf weg te rol. Maar jy moet baie mooi verstaan, hierdie gebeurtenis van die klip wat weggerol is 'n ongelooflike belangrike ding. Want as jy argeoloë en geskiedkundiges sal gaan vra, sal hulle vir jou sê dat die grootte van die klip sou onmoontlik gewees het vir 1 of 2 persone om weg te rol. En dit word vir ons bevestig in die feit dat Maria Magdalena en die vrouens met haar gevra het, maar hoe gaan ons dit regkry om hierdie klip voor die graf weg te rol? Maar die klip is ongelooflik groot. Dit sou 'n handjievol mense geneem het om daardie klip voor die graf te kon weggerol het, voordat hulle sou kon ingaan om vir Jesus te balsem. Maar Jesus in sy grootheid maak aanspraak oor die feit dat hy mag en gesag het oor die hemel en oor aarde en oor alles in die hemel en oor aarde, dat hy die engele laat afkom. En omdat dit sê Hebreërs 1 vers 4, dat Jesus is verhewe bo die engele, dat hulle is onder sy mag, hulle is onder sy gesag, dat Jesus maak aanspraak by die graf, dat 'n engel moet kom, om hierdie klip weg te rol, sodat Maria Magdalena en die vrouens met haar nie hoef te wonder, wat moet hulle met hierdie klip doen nie, maar om daar aan te kom en te sien, wat het met hierdie klip gebeur. Wat het met hierdie klip gebeur? Dat 'n engel uit hierdie klip weggerol. My broers en susters, en ek wil jy moet baie mooi verstaan, hoekom is daardie klip weggerol? Die klip is nie weggerol sodat Jesus 'n uitgang het uit die graf uit nie. As ons net later in Johannes 20 gaan lees, dan sal ons sien, sit die disippels in die bokkamer bekommerd, agter geslote deure, en 2 maal het Jesus wonder bo wonder, het in die vertrek verskyn. Die deure wat gesluit is, kon hom nie beperk het nie. So die klip wat weggerol is voor die graf, was nie deur die engel weggerol, sodat Jesus nou 'n uitlating kan hê, sodat Jesus nou kan sien, o, hier is die gat, nou kan ek hier uitbeweeg nie. Nee, die klip is weggerol deur die engel vir die Here, vir my en vir jou, sodat ons kon gesien het, sodat Maria Magdalena en die disippels as getuies kon sien dat die graf is leeg. Ons word ingenooi deur die groot werk van God in die feit dat hy engele stuur om die klip weg te rol, sodat ons kan aanskou dat die graf is leeg. Nie sodat Jesus 'n uit kon gehad het nie. Sjoe, is ongelooflik as mens besef watter groot werk en dinge het plaasgevind op daardie besonderse Sondagmôre. Ja, ek staan eintlik verstom voor u vandag. Ek staan eintlik verstom as ek daaraan dink, dat Jesus het die skepping tot rep en roer gebring, die aarde het gebewe, die aarde het geskit, toe hy opgestaan het. En dat die engele, die engele wat groot wesens is, wat geskaap is deur die Here, wat rondom die troon van God verskyn, en heeldag sing, heilig, heilig, heilig is die Here, dat daardie einste engele deur Jesus gebring is aarde toe, om die klip weg te rol, dat ek en jy kan inkyk en kan sien dat die graf is leeg. Dat die graf is leeg. En toe die klip weggerol is, het Maria Magdalena gehardloop en na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was, gehardloop en vir hulle gesê,
Hulle het die Here uit die graf uit weggevat en ons weet nie waar hulle hom begrawe het nie. So haar eerste reaksie was, iets het gebeur. Jesus se liggaam is weggevat, sy kan nie voor haar oë sien en besef, en hulle kan nie voor hulle oë sien en besef, dat Jesus het opgestaan nie, en aan die einde van hierdie gedeelte lees ons, dat die disippels self het nog nie begryp, dat Jesus uit die dood uit moes opgestaan het nie. Maar as ons weer uit Matteus se weergawe uit kan leen, dan sien ons, dan het daar mense gekom na uit die einste soldate toe hulle ontdek dat die graf leeg is, en vir hulle gesê, maar kom ons maak 'n storie op. Kom ons vertel vir die mense dat die liggaam is gesteel. Dis hoekom die graf leeg is. Maar kan ek dit vir julle iets ongeloofliks vertel? Pontius Pilatus en die mense wat daardie plan beraam het en aan mekaar gevoeg het, kon baie eenvoudig en baie vinnig hierdie storie, hierdie goeie nuus wat versprei het, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, te stop gesit het, as hulle net die liggaam wat hulle sogenaamd weggesteek het, gaan wys het, en gesê het, hier is sy liggaam. Maar hulle kon nie. Hulle kon nie, want sy liggaam is nie weggesteek nie. Sy liggaam is nie deur die soldate weggeneem nie. Hierdie storie wat hulle vertel het, is opgemaak. Want Jesus het waarlik opgestaan. Daarom kon hulle nie sy liggaam kry nie. Daarom lees ons in 1 Korintiërs 15, dat Jesus het oor die 500 mense aan verskyn na sy dood. Voor sy hemelvaart het oor die 500 mense hom gesien en geweet dit is wie Jesus is. En dis hoekom die boodskap van die evangelie teen 'n hengse spoed vorentoe gegaan het. Terwyl die leuen maklik kon gestop geword het, sou dit 'n leuen gewees het, as Pontius Pilatus en sy soldate maar net die lijk kon gaan wys het. Maar hulle kon nie. Hulle kon nie. Want die graf was leeg. Want Petrus en die ander disipel het uitgehardloop en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die een disipel het vinniger as die ander gehardloop en eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom. Hy het in die graf ingegaan, hy het gesien die doeke lê daar en ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant sonderlik opgerol, ek gaan nou daarby kom. Maar hoor mooi, daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ook ingegaan en hy het dit ook gesien en uitgeglo. So Johannes en Petrus kom aangehardloop nadat Maria Magdalena en die ander vrouens met haar vir hulle kom vertel het wat het gebeur. Hulle kom ingehardloop en hulle sien dat die graf is leeg. Hulle sien dat sy lijk is nie meer daar nie. En natuurlik is hulle in rep en roer. Want eers hierna verskyn Jesus aan Maria Magdalena, eers hierna verskyn Jesus aan die disippels in die bokkamer, eers hierna sien ons van die twyfelende Thomas, en hoe Jesus weer aan Thomas later verskyn. Maar tot op hierdie punt sien hulle eenvoudig die doeke lê, en in die besonder die een doek is opgevou, maar die graf is leeg. Ek kan vir u sê, wat is die ongelooflike van die graf wat leeg is, sonder om nou te diep teologies hieroor te gaan. Kan vir u die historiese teologiese antwoorde oor die graf wat leeg is en wat dit beteken vir my en vir jou, maar u weet wat beteken die graf wat leeg is. Maar kan ek vir u op 'n eenvoudige wyse vertel, wat is die wonderlike van die graf wat leeg is? Die feit dat al die godsdienste in die wêreld het aanspraak gemaak daarop dat hulle God, dat hulle leier, dat hulle een wat die beweging begin het, dat hy 'n rein en 'n suiwer en 'n wonderlike lewe gelewe. Maar die graf is nie leeg nie. Mohammed se graf is nog sigbaar met Mohammed wat in die graf lê. Boeddha se graf is nog sigbaar met Boeddha wat in die graf lê. En so kan ek aangaan. Maar op daardie Sondagmôre 2000 jaar terug sien Maria Magdalena en hulle gaan roep vir Petrus en vir Johannes, en Petrus en Johannes hardloop in, storm in, en hulle sien die graf is leeg. Want Jesus
is nie dieselfde as al die ander sogenaamde afgode nie. Jesus is God. En sy godheid bevestig hy aan ons in die feit dat hy uit die doodheid opgestaan het. Dat die disippels gaan na die graf toe, maar die graf is leeg. Jy sien, in die graf wat leeg is, bevestig alles wat Jesus nog altyd gesê het waar is. Want sonder die opstanding het Goeie Vrydag niks beteken nie. Was Jesus maar net nog een wat aan 'n kruis gesterf het. Sonder opstanding Sondag het Jesus se woorde wat hy geleer het niks anders beteken as wat Mohammed en Boeddha en wat ook al geleer het nie. Maar die feit dat Jesus opgestaan het en die graf leeg is, wys dit is anders. Wys dat dit waar is. Wys dat alles anders vals is en dat Jesus se woorde, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, werklik waar is. Die graf wat leeg is. Jo, ek kan nog baie oor die leeg graf sê, maar besef u net, dis die graf wat leeg is, dis die opstanding van Jesus wat my en jou uitsonder, wat my en jou toegang tot die ewigheid gaan gee, wat my en jou met oop arms verwelkom gaan laat word as ons by God die Vader in die hemel kom. Nie omdat ek en jy iets wonderliks doen nie, maar omdat God ingegryp het en God het iets wonderliks gedoen deur om sy seun uit die doodheid op te laat staan. En sy seun wat opgestaan het dit vir my en jou moontlik gemaak dat ek en jy ook nou kan lewe. Daarom sê Romeine 6, deur sy dood het ons ook gesterwe, maar deur sy opstanding het ons saam met hom opgestaan. Ek en jy het 'n ander hoop wat geen ander godsdiens of ander gelowige mense van ander afgoderry het nie. Ons kan aanspraak maak op die feit dat God lewe, terwyl geen een van hulle dit kan doen nie. Geen een kan nie. En die leë graf bevestig dit vir my en jou. Soos daarom het ek en jy 'n baie groter verantwoordelikheid om te moet gaan getuig teenoor almal anderste. Want ons God leef. Ons Here het uit die graf uit opgestaan. Hy het aanspraak gemaak op selfs die engele koor wat gekom het en die klip weggerol het. Hy het die wêreld laat skud en rep en roer om te wys, maar ek het opgestaan. Ja. Ongelooflik. Maar toe Simon Petrus ook daar aangekom het hy in die graf ingegaan. En hy sien toe die doeke daar lê van die graf wat leeg is, ook die doeke wat om Jesus se kop was. En die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Hoekom sal die Here in sy woord 'n vers soos daai in sy woord sit? Hoekom sal die Here wil hê ek en jy moet lees en as ons na die opstandingsgebeure kyk, moet ons onthou dat sy doeke wat hom gebruik is om hom toe te draai by sy begrafnis eenkant gelê het, maar in die besonder het die doek wat om sy kop gebind is, het netjies opgevou gelê aan die ander kant van die graf. Nou geliefdes, om dit te verstaan, moet ons eers vir mekaar vra, dink julle dit is belangrik? En ek wil nou 'n punt maak, ek raak so frustreerd as ek op synode sit of op ringe sit, of waar ook al sit en mense sê vir my, maar dit is 'n randsaak en dit is 'n kernsaak. As iets in die Bybel geskrywe word, is dit 'n kernsaak. Niks van die Bybel is randsake nie. Maak nie saak hoe ons dit minag of wat ook al nie. Elke saak wat in die woord van die Here opgeskrywe het, is 'n kernsaak. En in die besonder is dit baie waardevol wat Jesus hier vir ons laat sien en laat lees in Johannes 20 vers 7. Hierdie kopdoek wat netjies eenkant opgevou is, het ongelooflike waarde. So ons moet dit eers vir mekaar sê. Dit is nie per toeval dat die Here dit in die woord laat opskryf het nie. Dit het waarde. Maar om die betekenis daarvan te verstaan, moet ek en jy so 'n bietjie iets van die Hebreëse tradisie van die dag verstaan, die Joodse tradisie van die dag verstaan.
En die opgevoude servet of kopdoek het te maak met die meester en sy slaaf, of die meester en sy bediende. En elke Joodse kind, elke Joodse seun het verstaan, het geweet wat hier aan die gebeur is. Het verstaan wat het gebeur toe hulle die opgevoude doek daar eenkant sien lê. En dis hoe dit gebruik word. Toe die bediende die etenstafel vir die meester gedek het, moes die bediende seker gemaak het dat dit presies is soos wat die meester wou hê. Die tafel was perfek ingerig. En dan sou die bediende eenkant gewag het, net buite sig, totdat die meester klaar geëet is. Want die bediende sou nie wou aan daardie tafel raak, totdat die meester klaar geëet was nie. Maar as die meester wel klaar geëet was, sou hy van die tafel af opgestaan het, sy vingers en sy mond afgevee het, sy baard skoon gemaak het, en hy sou daardie servet gevat het, en hy sou dit op die tafel neergegooi het. Dit sou vir die bediende die betekenis gewees het, dat die meester is nou klaar geëet, so ek kan nou maar nader tree, en ek kan die tafel begin skoonmaak. Maar as die meester van die tafel af opgestaan het, en sy servet sou hy netjies opgevou het, en langs sy bord neergelê het, dan sou die bediende geweet het, hy moet nog nie aan die tafel raak nie. Want hoekom nie? Die meester sê, ek kom terug. Ek kom terug. En my broers, dit is die belofte wat die Here Jesus reg deur sy aardse bediening vir sy disippels gemaak het, geleer het. En by sy opstanding kom bevestig hy dit net weer eens wat hy nog heeltyd vir hulle gesê het. Deur die kopdoek wat hy netjies eenkant opgevou het, sê hy vir sy disippels, vir hulle wat in die graf inkom, vir hulle wat die leë graf sien, hou moed, ek kom weer terug. Ek kom weer terug. Ek is nie klaar nie, ek kom weer terug. Joh. So hoor mooi. Ons sien vanmôre in hierdie ongelooflike gedeelte van Johannes 20 die enorme betekenis wat daar lê in klein details. Jy sien die aarde wat geskit is en die klip wat weggerol is, wys vir ons dat Jesus is Here en koning en skepper oor die skepping, dat hy is in beheer van alles en alles is onder sy mag en oor sy gesag. En die leë graf leer vir ons dat Jesus het die dood oorwin en dat dit maak Jesus anders as almal anderste, dat ons kan aanspraak maak op iets wat al die ander afgoderry en al die ander godsdienste nie kan doen nie. Dat ons Here lewe en dat hy is waarlik God en sy dood, maar sy opstanding nog te meer bevestig dit. Maar die kopdoek wat eenkant netjies opgevou is, het nog 'n kragtige belofte. En dit is Jesus wat vir sy volgelinge sê, ek kom weer terug. So vanmôre moet ons hoor, Jesus is Here. Hy is Here wat lewe en hy is Here wat weer terugkom. En dit moet vir my en vir jou ongelooflik aanspoor. So mag ons op hierdie opstanding Sondag die 'n nuwe verstaan hê van wat gebeur het. En mag ons weet, dit is nie sommer maar net ligte vrugte nie. Dit is nie sommer maar net nog iets wat gebeur het nie, maar dit is die gebeurtenis wat die geskiedenis van die wêreld verander het, omdat God op 'n geweldige wyse ingegryp het. God het homself gewys aan ons en vir ewig en vir altyd bevestig dat hy die enigste ware God is, juis deur die opstanding môre. Maar ek wil regtig vir jou aanspoor vandag en vir jou vra, is dit regtig sigbaar in my en in jou lewe dat ons dit glo? Glo jy wat ek vanmôre vir u gesê het? Glo jy dat die opstanding van ons Here, wat deur al hierdie ongelooflike dinge bevestig is, ook waar is vir jou lewe? Glo jy, soos Romeine 6 leer, dat deur sy dood het jy saam met hom gesterwe, maar glo jy dat deur sy opstanding het jy saam met hom opgestaan? Glo jy dat dit waar is vir jou? En ek wil herhaal wat ek Vrydag aand of oggend gesê het. Ek het nie nodig om vir jou, om vir my te sê, ja, ek glo dit nie. Jou lewe sal vir my die offer wees. Jou lewe sal vir my die antwoord wees. Jou lewe sal vir my bevestig
Of is Jesus die hoop van die wêreld, die hoop ook in jou lewe? Jou lewe sal die antwoord wees, of glo jy dat God het ingegryp op so geweldige wyse en om die geskiedenis van die wêreld vir ewig en vir altyd verander. So ek wil regtig hê op hierdie opstanding Sondag moet jy die mooi van God se ingryping raak sien en jy moet versterk word daardeur, maar jy moet ook geroep word tot inkeer. En jy moet regtig erns met die Here gaan maak en gaan vra, maar glo ek dit met my hele hart? En dan sê Romeine 10 vers 9, as jy met jou hart glo dat die God vir Jesus uit die dood uit opgewek het, dan moet jy met jou mond gaan bely dat Jesus is Here. So as jy dit waarlik glo vanmôre en jy oortuig is daarvan en jou lewe daardeur verander word, dan het die tyd gekom dat ons dit moet begin wys en ons moet dit begin vertel. Want julle die tyd is min. Die uur is kort. Jesus is op pad. Hy sê vir ons by sy opstanding, ek kom weer terug. En ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie met my broek op my knieë gevang word as my Here terugkom nie. Maak seker, ons is reg. Kom ons maak seker, ons is nie soos die 5 diensmeisies wat wagtend was, maar nie gereed was nie. Kom ons wees wagtend en gereed, want Jesus kom weer terug. Maar kom ons gaan vier. Kom ons gaan vier hierdie dag. Kom ons gaan vier die lewe wat God vir ons gebring het, toe hy vir ons uit die dood uit opgestaan het en gesê het, ek leef. So kom ons raak nou stil vir 'n oomblik en ons is dankbaar, diep dankbaar in ons harte vir die feit dat Jesus lewe. En dan hoop ek, en ek wil jou asseblief uitdaag daarmee, as jy uit hierdie deure uitstap vanmôre, die eerste een wat jy vriendelik groet, geef hulle 'n druk. Want nie die eerste wat jy vriendelik groet, net te groet julle niemand vriendelik nie. Groet almal vriendelik. Maar die eerste een wat jy sien en met wie jy in aanraking kom, geef vir hulle 'n stywe drukkie en sê, weet jy wat, hy leef. En ek is dankbaar dat hy lewe. En kom ons deel met mekaar daardie vreugde dat Jesus lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vanmôre in die besonder weer aan ons verskyn het en aan ons gewys het wie U is. Dankie dat U vanmôre weer in die besonder U self kom sigbaar maak het in elkeen van ons se lewens. Dankie dat U dit kom doen het toe U vir ons kom wys het in die woord dat die hele skepping is onder U mag en gesag. Daarom skud die aarde op Goeie Vrydag, want dit kan nie U lyding verduur nie, maar dit skud op opstanding Sondag, omdat dit nie U dood of U opstanding kan verhinder nie. Want niks is groter as U nie. U is magtig en kragtig en in beheer van alle dinge. En ons wil U daarvoor eer. Maar dankie Here dat U ook aanspraak gemaak het op die engele, dat die engele gekom het en die klip weggerol het, nie vir ons om te kan aanskou dat U uiteindelik 'n weg het uit die graf het nie, maar sodat ons kan inkyk en kan sien dat die graf wel leeg is. En dankie dat die graf leeg is, Here, om vir ons te bevestig dat alles wat U nog altyd geleer het waar is. En ons prys U daarvoor. Maar dankie dat U ook vir ons die geweldige belofte gegee het, dat U kom weer terug, om ons ook as U kinders te kom haal. En wat 'n vreugde vir ons om na uit te sien. So lei ons nou in die tyd wat ons uit mekaar uit is, en terwyl ons wagtend is vir U om te kom, dat ons 'n getuienis sal dra in hierdie verlore gaande wêreld, dat elkeen die lig van Christus sal sien, en U, ons koning, ons Here, sal eer. In Jesus se naam. Amen. Kom ons staan, dan sing ons nou lied 411 in reaksie op die woord wat ons vanmôre gehoor het, vers 1 en vers 3.
Romeine 11:36 sê uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. So mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die liefde van God ons Vader en mag die gemeenskap van sy Heilige Gees met julle bly en so ook wees. Amen. Kom ons